Uit die Torah gedeelte, dit is die eerste 5 boeke van Moses, lees ons uit Genesis 44 vers 18 tot 47 vers 27. In die profete, die Haftarah gedeelte, lees ons uit Esegiel 37 vers 15 tot 28. Uit die Brit Gadesa, die goeie nuus, lees ons Lukas 6 vers 6 tot 49. Vader, wees met ons wanneer ons u woord oopmaak. Leer en lei ons deur u Gees in die waarheid. Ons vra dit in die naam van ons Messias. Amen. Ons sien hoe dat Josef se profetiese drome van koringgerwe en son, maan en sterre van baie jare gelede waar word in ons skrifporsie van hierdie week. Ons sien die mooie versoening tussen broers en ons sien die beloning van Vader vir die beste deel van Egipte aan Jakob en sy nageslag, al is hulle bannelinge in Egipte. Lees asseblief die hele gedeelte uit Genesis op die eie tyd deur. Vra dat ons Abba Vader vir jou sy woord sal oopbreek en maak jou eie notas. Ek lees uit Genesis 44 vers 18. Toe kom Juda nader na hom en sê: Ag my Heer, mag u dienaar tog u woord spreek voor die ore van my Heer, en laat u toorn nie teen u dienaar ontvlam nie, want u staan gelyk met Farao. My Heer het sy dienaars gevra en gesê: Het julle 'n vader en 'n broer? So gaan ons dan hierdie gedeelte sien hoe Juda naderkom en intree en pleit vir sy klein boetie Benjamin, en hoe Josef dit nie langer kon hou nie, en hy sy hart oopgemaak het vir sy boeties, en dat waar hulle vrede maak, en maar hy sê hy vergewe hulle, en hy hou dit nie teen hulle nie, en hulle moet hulle pappa gaan haal, en hulle het die pappa gaan haal, en Farao het hom die hele familie in die beste deel van Egipte, in die Nyl Delta, laat vestig, 'n baie vrugbare area, sodat God se volk bewaar kon bly. In Esegiel 37 uit die profete gedeelte lees ons vers 22. En ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie. Dit beteken nou Juda en Benjamin, en die ander 10 broers, die ander 10 stamme. Verder nie meer in 2 koninkryke verdeel wees nie. Hulle het gepraat van die noordelike koninkryke en die suidelike koninkryke. Vers 23. En hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie. En ek, Jahwe, sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het. En banplekke, waarheen hulle verban is, en sal hulle reinig. En so sal hulle dan vir my volk wees, en ek vir hulle 'n God. Hier lees ons die belofte van Jakob, sy nageslag wat herstel sal word. Geliefdes, ons lees uit Lukas 6 vers 32, uit die Brit Gadesha, dit beteken die hernuide verbond. Ek noem dit graag die goeie nuus. In hierdie gedeelte sien ons hoe ons moet lief hê. En as julle die lief het wat vir julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen aan die wat julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. Vers 34. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag,
en julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is 'n goeie tiering oor die ondankbares en die slegtes. Halleluja, wat 'n wonderlike hemelse Vader het